among us. Let us dwell with your Spirit, in your Spirit this morning, Lord. Lord, and I ask you, let the Spirit touch us this morning. Here, want ons het nodig om deur u aangeraak te raak, Here Jesus. O Vader, want hier die wêreld is rof. Maar my God het hom reeds oorwin aan die kruis. Vader, hier waar ons in voorbereiding is vir hemelvaart. Waar hy opgevaar het na die hemel om sit aan die regterhand van die Vader. Waar hy vir ons gaan plek voorberei het, Here. Seën hierdie woord hier uit die troonkamer uit. Here, so bring ook op vir pastoor Martie en die familie na u te volgend. Dankie, Here, vir die vertroosting wat u sal gee. Dankie vir die regte woorde, die regte optredes, Here. Want u is die almagtige Here. U sê vir ons so mooi, ons moet gaan vertroos soos wat u ons vertroos, Here. Dankie dat ons daai voorreg het, Koning Jesus. Ons bid dit in Jesus. Amen. Kom ons sit in die sitplek. Van my kant af, pastoor Teddy, is 'n wonderlike voorreg ook. Halleluja. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om volgende saam met julle te kan wees. Dit was gisterand soms so vinnig is ons het gereeld toe die tydings gekom het. En dit is altyd lekker om die woord van God te verkondig. Dit is altyd lekker om saam met julle in die teenwoordigheid van Koning Jesus te kan wees. Maar ek wil volgende vir ons bietjie gesels oor na wie se stem luister ek en jy? Na wie se stem luister ek en jy? Het jy al mooi gedink? Het jy geweet dat die wêreld se stem en God se stem klink presies dieselfde? Want die wêreld, die vyand is 'n nabootser. En hy kan dit naboots, maar as een iets wat hy nie kan naboots nie. En dit is die klankverskil. Dit kan hy nie regkry nie. Want jy sien, Jesus se stem is liefde. Die wêreld se stem is nie liefde nie, is ongeduld. Is ongeduld. Kom as jy jou Bybel het, kom ons maak ons Bybels oop by Johannes 10. Johannes 10. Net gou hier 'n bietjie regskyf. Kom ons maak ons Bybel oop by Johannes 10. En hy sê daar in vers 27, halleluja. Amen. Hy sê, my skape luister na my stem. En ek ken hulle, en hulle wag, en hulle volg my. En hulle volg my, luister nog mooi. En die wêreld is daar verskillende stemme. Maar Jesus sê in sy woord Johannes skryf, hy sê, my skape luister na my, hulle ken my stem, en hulle volg my. Nou my punt en my sister, as ons kom in hierdie wêreld van vandag, wat so rof te kere gaan, dan is daar verskillende stemme. Daar stemme van die wêreld, daar stemme van mense, wat in jou ore is, daar stemme van vrees. Daar stemme van moord, daar stemme van armoede, daar verskillende stemme, wat in hierdie wêreld heers, maar daar is net een stem, wat red, en sy naam is Jesus Christus. Amen. So nou wil ek jou vra volgende, my broer en my suster, hoor jy hierdie stem? Hoor jy hierdie stem van Koning Jesus? Of wat se stem het jy in jou ore? Jy moet 'n bietjie stil raak. En wanneer luister jy werklik na hierdie stem van Koning Jesus? Hierdie stem van Koning Jesus hoor jy wanneer? In gebed? In jou stilte tyd? Wanneer jy stil is? Wanneer jy in afsondering is met Koning Jesus? Wanneer jy in jou binnekamer is? Dan hoor jy werklik wanneer daar nie meer hierdie lawaai in jou ore is nie. Daarom sê hy vir jou Matteus 6, hy sê, gaan in jou binnekamer.
Jesus nooi jou. Hy sê, kom in jou binnekamer. Sodat jy sy stem kan hoor. En hierdie stem is belangrik om na te luister. Want ek wil vandag vir jou sê, my broer en my suster, ek en jy gaan die pad byster raak, as ons nie na die regte stem luister nie. Ek en jy gaan die pad heeltemal byster raak. Ons gaan kyk in Spreuke. Hoor gou as ons Spreuke 14. Ons gaan 'n paar skriffies doen vandag. Om alles te staaf. En onthou wat die woord sê, hy sê, gaan beproef. Hy gaan beproef my skrif. Spreuke 14, vers 12, hy sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Hoor mooi. En ek en jy stap elke dag op daardie pad. En hy sê, maar die einde daarvan, van daardie weë, is die dood. Wie van ek en jy stap op daardie pad, wat reguit is, maar ons weet, ons kry die ewige lewe, wat ons volg, die herder se stem. Wie van ek en jy, of is in haar die stem, soos wat die nabootser is, van die vyand, en ons volg die nabootser se stem, maar ons kom in die dood uit. En die dood, is nie die ewige lewe nie. Die dood is die vuurpoel van die hel. Want Jesus het die dood oorwin aan die kruis. Jesus het die dood vervang met 'n diep slaap. Jesus het hierdie dood, hy was in die hel en het hom gaan change, vir my en vir jou, na lewe toe. Daarom is die pad, die stem, wat ek en jy moet na luister, baie belangrik. As die woord vir my jy sê, hy waarsku ons, hy sê, daar is 'n weg. Hy sê, daar is 'n weg, wat vir my en vir jou reg lyk. Daar is 'n weg, wat vir my en vir jou sharp is. Maar hierdie pad wil ek stap. Hierdie pad wil ek loop. En dit is soos wat die woord vir ons waarsku, die valse profete. Hy bewaarsku ons oor die anti-kris. Presies, hy gaan vir jou vertel, hy is Jesus. Want hy is die nabootser. Dis dieselfde met die stem van Jesus. Daarom wil ek jou nooit vandag, my broer, my suster, jy moet begin diep luister na die klankverskil van koning Jesus se stem. En daardie klankverskil gaan vir jou die ewige lewe gee. En nie die dood nie. Daarom wil ek vir jou vandag vertel, ek wil vir jou sê, my broer, my suster, hy sê, as Jesus sê, my skape ken my stem, is hy die goeie herder? Wie is jou herder? Wie is jou goeie herder? Na wie se stem luister jy? Na my vrou sinne, my man sinne, my kinders sinne, my chommie sinne? Dit is hoe ons is. Want jy sien, ek is te bang om my hande op te lig om die Here te loof en te prys. Ek is te bang om iets te sê, want wat gaan my chommie sê? Mag ek jou vra of jou chommie jou gaan hemel toe vat? Daar sit een weg, saam met koning Jesus. Daar sit een stem, saam met koning Jesus. Daar's geen ander stem nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê, soos wat die woord vir my en vir jou sê, as ek en jy ons skaam vir Jesus, gaan hy hom eendag skaam vir my en vir jou. Hy gaan vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Onthou jy, Piet, Terry, hoe jy jou geskaam het vir my voor jou pelle? En dit is die beste gedeelte van ons lewens vandag. Hoor wat ek vir jou sê. Ons is te skaam om te erken, ons dien God, of ons wil God dien, saam met ons vriende. Want jy sien, my vriende is cool, my maat, sy blyk 'n duif. My vriende is cool. My God is nog cooler. My God is my ewige lewe. My God is my standvaste rots wat ek kan opstaan. My vriende kan ek nie opstaan nie. 'n Mens steek jou met 'n dolk in die rug. Jesus nie. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid. Niemand kom na my Vader behalwe deur my nie. En wat se pad gaan ek en jy stap? Jy sien, in die pad wat jy stap, bepaal na wat se stem jy luister. Die pad wat jy stap, bepaal die stem waarna jy luister. My puta, my sissa, hoor net wat ek vandag vir jou vertel. Die dinge buitekant is rof, die drugs, dis hoerery, dis alkohol, en al die dergelike dinge gaan die buitekant aan, moord, diefstal.
Na wat se stem luister hulle? Na wat se stem luister hulle? Daarom sê die woord van God, ek en jy is die lig, want die lig wat in my skyn, is die lig van koning Jesus. Daarom sê hy ook, laat jou lig in die duisternis van die wêreld ingaan, om hom te gaan oorheers. Is ek en jy daarom te oordeel? Is ek en jy daarom vir hy man sleg te sê, omdat hy dwelms gebruik, of hy alkohol gebruik? Nee, ek en jy is daar, om hom na die stem te luister van koning Jesus, en om hierdie lig in die wêreld in te vat, om die wêreld te gaan oorwin, vir koning Jesus. Al het Jesus die wêreld oorwin, is dit ons werk op hierdie aarde, om in sy koninkryk in te stap, sy koninkryk uit te bou, met ons lig wat in ons is. Maar wat se stem? Die belangrikste aspek vandag is die stem waarna ek en jy luister. Ek sê baie keer en ek gaan dit weer sê, ons is ondankbaar. Wie van julle hou van wonderwerke? Maar groot wonderwerke. Hou julle daarvan? Het jy geweet dit kan nie plaasvind nie? Kan nie plaasvind nie? Weet jy hoekom nie? Want jy het die dankie gesê vir die klein wonderwerk wat eintlik die grootste is in jou hele lewe nie. Elke oggend dat jy jou oë oopmaak en 'n nuwe asem neem. Want as daai asem nie daar was nie, as jou oë nie oop gegaan het, het 'n wonderwerkie plaasgevind nie. Halleluja. Nou dit is die God wat ek en jy dien. Dis die pad wat ek en jy moet stap saam met koning Jesus. Hy sê daar in vers 11, van Johannes 10, hy sê, ek is die goeie herder, en ek lê my lewe af. Wie van julle gaan vir jou pel gaan sterf? Wie is bereid om dit te doen? Kom, wie is bereid om dit te doen? Want jy sê, my broer, my suster, ek en jy is bereid om te sterf vir mekaar nie, maar ons luister na hulle stemme, ons luister na die influence wat in ons lewens is, ons luister hoe hy vir ons vertel, moenie dit doen nie, doen dit, doen dit. Kom ek en jy belieg gou goed so 'n bietjie. Daarom sê ek vir jou, die stem waarna jy luister bepaal die pad wat jy gaan stap. Dit gaan die pad van die verdorde wees, die pad van die ewige vuurpoel van die hel. Dit die pad van die dood. Maar my God sê, my kind, luister, ek is jou goeie herder, ek sal my lewe vir jou aflê. Hy het sy lewe vir ons afgelê aan die kruis. Dankie Here, hy hang nie meer aan die kruis. Halleluja. Hy het opgestaan, hy leef, hy het opgestaan. Daarom kan ons na 'n lewende God se stem luister. 'n Lewende God se stem luister. Wie van julle het vandag nou gekom net om 'n sitplek vol te sit? Wie van ek en jy is hier net om 'n sitplek warm te sit? Ons moet hier wees om God te verheerlik. Ons moet hier wees vir 'n opgewondenheid. Daar moet 'n burning fire in jou wees. Daardie the inner in. Jou hart bestaan uit 4 kamers uit. En een van daai kamers kol hulle by Tannie. Hulle noem hom the inner in. If the inner in is not filled with the Holy Spirit, your life is empty. So jy moet sorg dat daardie inner in van jou gevul raak met die Heilige Gees. Is jy gevul met die Heilige Gees? Het jy hom ontvang? Wie van julle het al tot bekering gekom? Ok, wie van julle is wedergebore? Dis 2 verskillende dinge nie. Want om wedergebore te word, is om gevul te raak met die Gees van God. En dit is waar ek en jy die fout maak. En dit is wanneer ons besef nie, wie werklik in my en jou leef nie. Daardie persoon wat binnekant ons leef, sy naam is Jesus Christus. Hy sê vir ons in Genesis 2, het God gesê, ek het die mens formeer, en ek het my asem in jou geblaas. My asem. So my broer en my suster, as ek en jy lieg ons vir God. As ek jou vandag sleg sê, my Tannie, sorry, jy sit net hier voor my, met groot respek vir jou. As ek haar sleg sê, sê ek nie haar sleg nie. Ek sê vir God sleg. Want dis God wat in haar woon, is sy Gees wat haar woon. Ek en jy besef dit nie aldag nie. Want hoekom nie? Want die stem wat binnekant my is, vertel vir my ander dinge. Hierdie stem is nie die ware stem van koning Jesus nie. Wanneer ek mense trou, het ek altyd 'n vraag. Ek is 62.
Ek het nog nooit gerook nie, in my hele lewe nie. Ek het nog nooit gedrink in my hele lewe nie. Maar as een iets wat ek nooit verstaan nie, mag ek julle vra. Hoe kan 'n man 'n vrou vloek en haar slaan en skop en 5 minute later wil hy met haar liefde maak? Wat se stemme leef in daardie persoon? Oom? Verstaan jy wat ek bedoel? Wat se stem luister ek en jy na? Wat se stem is besig om jou op 'n pad te vat wat jy nie moet wees nie? Wat se stem het jy toegelaat om jou lewe te oorheers? Dis 'n stem van die hel, dis 'n stem van die wêreld. Dis nie die stem van koning Jesus nie, want hy het gesê, ek is die goeie herder. Hoor mooi, ek is die goeie herder. Hy het nie gesê, ek word die goeie herder, of ek gaan dit wees, of ek is, hy erken dit. Maar erken ek en jy, dat hy is ons goeie herder? Erken ek en jy vandag, dat daardie Jesus werklik my herder is? Erken ek en jy werklik dat daardie Jesus is hierdie Jesus wat in my lewe is, met wie ek 'n pad wil stap? En as die bruidegom kom, is ek en jy gereed? As ons dink aan die 10 maagde, 5 was wys, 5 was dwaas. Kom ons los die dwaas. Kom ons kyk gou na die 5 wyses toe. Is jy een van die 5 wyses? Het jy genoeg olie? Ek en jy weet nie wanneer die bruidegom kom nie. Mag ek jou nog iets vra? Jy kan 'n oorvloed van olie hê. Was jou olie skoon? Of is hy besoedeld? Is jou lampskerm helder? Of is hy dof? Onthou julle hierdie parafienlampe? As jy hy putte ver uitdraai, maak hy so swart rook. Dan maak hy hele skerm vir jou so swart. Jy kan al die olie hê, maar as jy nie die stem van koning Jesus in jou het nie, het jy niks. Dan is jy op die verkeerde pad. Dan het jy 'n verkeerde afdraai gevat. Jy het vergeet om te stop. Jy het vergeet om te sê, ek wil net 'n bietjie luister wat Jesus vir my wil sê. Jy het vergeet om te sê, Here, hier is ek. Want die woord sê, hy wat 'n oor het, laat hom hoor. Here, maak my ore oop. Here, spuit hierdie ore oop. Here, gee vir my dat ek ordentlik kan luister, dat ek kan gaan stil raak voor my. Want ons raak nie stil voor koning Jesus nie. Want ons lewe is 'n gejaag, dit gaan net so. Maar wanneer begin ek en jy God ten volle te vertrou? Wanneer begin ek en jy 'n pad met God te stap? Wanneer begin ek en jy met 'n oorgawe in hierdie Jesus te belê? Want hy het in jou belê. Hy het in jou belê. Wanneer begin ek en jy dit te doen? Wanneer sê ons, hoor jy tot hier toe? Die hel met hierdie chommies van my. Ek gaan nou vir Jesus dien. Wie wat? Vir daai chommie wat jou in die verderf gevat het, kan jy die lig wees voordat hy sy lewe verloor. Jy kan die lig wees as jy na die regte stem luister, om daardie vriend of vriendin van jou wat jou verderf toe sleep, te sê, kom, stap jy gou, ek het nou saam met jou gestap. Stap jy gou 'n paadjie saam met my. En dan vertrou jy vir koning Jesus. Because I believe in only one touch. When Jesus Christ is touching you, only one touch, something is going to happen in your life. There will be a change. You will be a new creation. He make a promise. He make a promise. Hy sê, as hy in jou leef, en jy leef in hom, is jy 'n nuwe skepsel. Is jy 'n nuwe skepsel? Is jy 'n nuwe skepsel? Of wat is jy vandag? Wat is die pad wat jy werklik stap? Is jy op een van hierdie 4x4 roetes? Daai rowwe terreine. Daai rowwe terreine. Is jy op moedverloorse vlaktes? Wil jy opgee? Wil jy sê, Here, ek kan nie meer nie.
Dan wil ek vandag vir jou sê, Boeta, as jy op die regte plek. Want daar waar jy nie kan God. Daar waar jy val, tel God op. Daar waar jy sê, ek wil nie meer nie, as sê God, maar ek wil. En dis die beste plek baie keer om te wees, al voel dit nie vir my en vir jou so nie. Is op daardie plek, ek noem dit die varkhok. Ek noem dit die varkhok, want dit is waar ons almal moes gedraai het, die verlore seun almal het gedraai in 'n varkhok, en daar het hy tot insig gekom. Is dit nie waar ek en jy baie keer moet kom nie? By wanneer ons daar die varkhok is, wat ons niks het nie, wanneer ons kom agterkom, maar wie wat? Ek het Jesus nodig in my lewe. En ek wil vandag vir jou sê, die meeste groot predikers aan buitekant het eers 'n draai gemaak by die varkhok, voordat hulle Jesus volkome aangeneem het. Ek self. Ek moes 'n kind aan die dood afstaan, voordat ek my knieë gebuig het, voor Jesus. Hoekom moet ek jy seer kry? As daai stem elke dag, met jy, my en jou praat. Hy stem het nog nooit opgehou nie. Onthou julle in Openbaring 3:20, hy sê, ek staan aan die deur en ek? Wat doen hy? Wat maak jy? Maak jy oop. Jy weet, die deur het net een hendel nie. En jy hanteer die hendel. 15 April 2012, daai aand 8:00. Toe sê Teddy van Rensburg, Here, my deur is oop. En hy sê, as jy vir hom die deur oopmaak, sal hy inkom. Hy sal saam met jou 'n maaltyd genuttig, en jy sal saam met hom 'n maaltyd nuttig. Hy sal jou ontmoet. Hy sal. Dis hoekom ek weer vra, wie tot bekering gekom, en wie is wedergebore? Glo vir my, ek kan nie onthou, wat die jaar het ek tot bekering gekom, maar kan onthou, wanneer het ek 'n besluit in my lewe gemaak? 15 April 2012. Die 14 April my seun verloor. 15 April 2012. Here, ek kan nie meer nie. Here, ek het U nodig. En ek wil vandag vir jou sê, ek is nie die enigste wat Jesus nodig het nie. Ons het elkeen het hom nodig. Maar ons het nodig om stil te raak voor Koning Jesus. Ons het nodig om te sê, Here, praat met my. Here, ek wil U hoor. Here, ek is so 'n bietjie doof. Here, ek hoor nie altyd lekker nie. Baie keer het ons nodig, ek het al een keer gesê, ek wil vir Jesus sê, hy moet, hy soms so voor die bors gryp, so 'n bietjie skip, jy weet, of so 'n paar klappe gee en sê, Here, Piet, kom net by. Kom net by. Jy's besig om jou lewe op te mors. Wat gaan gebeur? My Boeta, my sissa, ek en jy is nie die volgende sekonde beloof nie. Ek en jy weet nie wat oor 'n sekonde gaan gebeur in ons lewens. Ons weet nie. Kwart oor 3, daardie Saterdag van die 14 April 2012. Toe praat ek nog met my seun in die parkie. Daddy, ek het jou lief. Daddy, ek wag net vir my Cherry, wat hier kom vir my kom kuier. 500 meter van my huis af. 4:00 bel 'n kapelaan my. Hy sê vir my, is jy Piet van Rensburg? Ek sê ja. Hy sê jou seun is oorlede. Ek het daai jaar was ek nog in die wêreld. Ek het nog gevloek dat hy weet hy's gevloek. Want ek het dan nou met my kind gepraat. 45 minutes back. Wanneer laas het jy reggemaak? Wanneer laas het jy met mense vrede gemaak? Wanneer laas het jy die grudges weggegooi? Wanneer laas het jy vir die Here gesê, Here, ek wil vergewe, maar ek moet myself eers vergewe. Het julle geweet, dit is maklik om iemand te vergewe. Was moeilik om jouself te vergewe. Daar is die trick nie. En hoe vergewe jy jouself? Mag ek vir jou sê wat ek noem dit? Snot en trane. Voor Koning Jesus. Berouvol. Dis wat jy moet wees. Want jy sien, dit is wanneer die stem van God begin werk. Dis wanneer jy hoor, ek is jou goeie herder. Dis ek wat my lewe vir jou aflê.
Jy het nie nodig om joune af te lê nie. Jy het net nodig om jou hart vir my te gee. Amen. Ten volle. Amen. Ten volle te gee. Is jy gereed om dit te doen? Is jy gereed om vir die Here te sê, Here, no more games. No more games. Kom ons los al die woorde van drank en rook en al die goedes. Kom ons gebruik een woordjie. Ongehoorsaamheid. Here, ek is bereid om my ongehoorsaamheid te laat staan. Maar Vader moet net nooit ophou praat met my nie. Ek en my dogter sing 'n lied, Far From Home. Far from home, I'm so far from home. Daddy, if you could hear me, please don't stop looking for me. Is dit wat jy uitroep volg? Is dit wat jy vir die Here vra om met jou te doen? Don't stop looking for me. Here, moenie ophou praat nie. Here, ek het miskien vergeet hoe jou stem klink. Ek het miskien vergeet hoe daai klank verskil is. Hy sê vir jou die woord, hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wag jy werklik op Koning Jesus? Jy sien, ek en jy kan nie wag as ons nie sy stem herken nie. Ek en jy kan nie wag as daai stem nie binnekant nie. Want waar is daai koortjie wat sê, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus. Dis wanneer daardie stem in jou begin werk. Daai roering wat daar begin kom. Wat vir jou wil sê, my kind, dis nou tyd. Dis nou tyd. Ek het nog nooit opgegee op jou. En ek gaan ook nie. Het jy gesien hoe bevoorreg is ek en jy? Hoekom gee ek en jy op Jesus? Hoekom draai ons rug op Jesus? Maar hy doen dit nooit nie. Ek het verlede Sondag vir my gemeente gevra, wat gaan gebeur as Jesus tot stilstand kom en sê, okay, stop die lorry. Julle kan nou wag tot ek weer wil opereer. Wat gaan ek en jy dan doen? Dit is ouch. Wat gaan ek en jy dan doen? As Jesus sê, my kind, dit is wat jy aan my doen, kom ek doen dit gou terug aan jou. Wat gaan gebeur met my en jou? Waarheen is ek en jy dan op pad? Waarheen? Ek en jy weet nie is ons kinders wat vir ons geleen is, ons weet nie vir hoe lank is hulle vir ons geleen nie. Ek en jy is nie ons is bevoorreg om hulle groot te maak vir Jesus. Ons is bevoorreg om hulle te teach about Jesus. Ons het 'n belofte gemaak die dag toe hulle ingeseën is of gedoop is en wat dit al. Sê, Here, ek gaan hierdie kindjie vir u groot maak. Onthou jy nou die belofte? Jesus kom al sy beloftes na. Jesus het nog nie een van sy beloftes verbreek nie. Al sy beloftes kom hy na. Is jy gereed om jou na te kom? Is jy gereed om vir hom te sê, Here, hier is ek. Here, ek wil luister wanneer u met my praat. Johannes 5 vers 24, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Glo jy die woord van Jesus? Het jy al gedink aan Maria, wat voor Jesus se voete gelê het? Martha wat is ook kom neel het in Jesus ore. Onthou julle, Martha daar voor sy voete gesit en al wat Martha toe gedoen het voordat sy, Maria net by sy voete gewees. En sy het geluister na sy stem. Die woord sê en sy het geluister na sy woorde. So dit is sy stem.
En Martha, haar suster, het gemoon, maar Jesus, my suster, ek moet alles doen, Here. En Jesus sê vir haar, jou suster is nou op die regte plek. Waar is ek en jy? Find me at the feet of Jesus. Dis waar ek en jy moet wees. Nederig, sagmoedig, lankmoedig. Dan is daar een woordjie wat ek en jy mee sukkel. Van die vrug van die Gees. Weet julle wat een dit is? Wat een ding julle is van die vrug van die Gees? Waarmee ons sukkel? Selfbeheersing. Selfbeheersing. Maar pastoor, die woord sê vir my, ek mag kwaad raak. Ek mag net nie sondig nie. Toe ek my selfbeheersing verloor het, met jou vrug. Jy sien, wat die stem luister jy? Die stem van Jesus is sag. Die stem van Jesus is liefde. Die stem van Jesus is omgee. Dis wat sy stem is. Sy stem is genade. En Maria het net daar gebly sit. En sy het geluister na wat Jesus praat. Geluister. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus roep jou. Jesus praat nou met jou terwyl jy daar sit. Luister mooi. Miskien kan jy net jou kop buig en jou oë toemaak en jou afsluit van enigiemand wat langs jou is, of agter jou, voor jou is, wat er. En luister hoe hy met jou praat. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die mens, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Hy maak jou 'n belofte. My boodskap vanoggend vir jou is, as jy na die regte stem luister, kom die beloftes van God waar in jou lewe. Ons kan verder lees in vers 26. Hy sê, want soos die Vader lewe het in homself, so het hy ook die Seun ook gegee, om die lewe homself te hê. En hy het hom mag gegee, om ook dit oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat op die graf is, sy stem sal hoor. Is jy vandag dood? Is jy verlore? Soek jy Jesus se stem? Do you want Jesus to touch you this morning? En ek wil vandag vir jou een iets vertel. Nobody can do anything for you. Nie dink 'n pastoor kan vir jou iets doen. Nie is 'n evangelis nie. Nie 'n profeet nie. Hy kan nie. Jou keuse. Daai woordjie keuse. Dis wat in jou lewe moet plaasvind. Dis wat in jou lewe moet wees, waar jy kan sê, Here, hier is ek vandag. Aan U stem wil ek luister. U stem wil ek hoor. Want Here, sonder U kan ek nie aangaan. Het jy al gewonder, hoekom bly jy siek? Hoekom bly jy arm? Hoekom bly jy kry swaar in jou huwelik, of in jou verhoudings, of in jou werksomstandighede, finansies en al die. Het jy al geweet om net bietjie een kant toe te staan en te sê, Jesus, kyk U verby. Neem U dit oor. En jy geweet dinge gaan dan begin gewerk.
Wanneer ek en jy gaan erken die groot ek is, moet voor my ek is wees. En hierdie klein ek is, moet terugstaan, sodat Jesus nou kan voorkom. Sodat he can touch me. He can heal me. He can make me a new creation. En dit is wat ek wil wees. Here, dankie vir u woord vandag, Here. Dankie vir die voorreg, Here, om net in hierdie tasbaarheid van u gees te kan wees, Koning Jesus. Maar my gebed vanoggend, Here, is vir elkeen wat hier sit, Koning Jesus. Elkeen wat geluister het op social media, waar ook al, Here, dat hulle die werklike en die ware stem van u sal luister. Here, daar waar u gesê het, ek is die goeie herde. Ek sal my lewe aflê. U het ook gesê, Here, my skape ken my stem. Maar Here, laat ons die regte stem ken van die regte herder, Here. Want sonder u, Here, is ons verlore. Sonder u weet ons nie watter kant om te beweeg nie, Here. Ek is in sak en as voor u, Koning Jesus. Lord, because I need one touch of you. One touch in the name of Jesus. Here, ek ken u in my lewe. U is my Abba Vader. U is my verlosser. U is my zaligmaker. U is my Alpha. U is my Omega. Here, ek erken u is die almagtige God van die heelal. Maar Here, ek vra dat die Gees van God elkeen sal aanraak. Vernuwe, Here. Dat daardie lig, daardie lamp van ons opnuut sal helder word. Dat ons vir u kan sê, Here, stuur my. My lig kan hierdie duisternis van die wêreld oorheers, sodat my maatjie wat verlore is te gaan haal, Here. Maar Here, laat ek u stem hoor, en deur u stem, Here, moet u deur my praat, because I'm only the vessel, Lord. But I want you to use me, Lord. Here, want die koninkryk is vir ons belangrik. Want ons beweeg op die oomblik uit hierdie koninkryk van u, Here, en u het gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. So wat u wil hê, ons moet hierdie koninkryk van u gaan uitbrei, Here. Daarom wil ek vandag, Here, oor elkeen van hulle wat hier is, Jabes se gebed uitspreek, Here. Hulle wat ook hier is nie, hulle wat dit nie kon gemaak het, Here. Stort die seën oor hulle uit. Vergroot hulle grondgebied, Here, maar laat hulle seker maak, Koning Jesus, dat hulle grondgebied waarlik skoon is. Sodat wanneer daar die seën oor hulle kom, Here, dit nie vermors sal word nie. Maar dat die opgaar gebied in hulle, Here, suiwer en skoon sal wees. Neem hulle onder u beskerming, Here Jesus. Want ons het u beskerming nodig, Here. Want die woord sê, u is ons skuilplek. By u kan ons gaan skuil. U is ons rotsvesting. Ons erken dit vandag, Here. Daarom vra ek, Here, maak hierdie ore oop, dat ek na die ware stem van u kan luister. Toe u ons onder u beskerming geneem het, Here, het u ons weerhou van alle onheil. En net u kan dit doen. Net u kan ons beskerm, Here. Daarom trek ons opnuut die wapenrusting aan, Here, vandag. Opnuut maak ons toe met u bloed, Here. Ons seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees, want niks is sterker as u bloed en die Gees nie.
seën elkeen vandag uit die diepte van u hart uit. Uit direk uit die troonkamer. Here, ons dink aan pastoor Martie, ons dink aan die families, Here. Ons dink aan elkeen wat vertroosting nodig het, Here. En toe u vertroos het, Here, het u gesê, gaan julle heen en vertroos hulle, soos wat ek julle vertroos het. Dis hoe bevoorreg ons is, Here. Dat u niks vir jouself gehou het, maar u het gedeel en ons geleer van dit, Here. Daarom kan nie een van ons vandag ontken, ons ken u stem nie. Maar Here, dit is ons eie keuses wat maak dat ons wandel op verkeerde paaie. Daarom vra ek, Here, bring ons tot by 'n stopstraat. 'n doodloopstraat. 'n T-aansluiting. Ons 'n keuse moet maak. Links of regs. Maar Here, laat ons sal regs kies. Die pad van Koning Jesus. Die pad van die ewige lewe. Want u is my goeie herder. Ek ken u stem en ek wil u volg. Ek bid dit in die almagtige naam bo alle name. Die Vader, Seun, die Heilige Gees. Die enigste drie lewende God. Jesus Christus. Amen en amen.